Goed, goeiemôre, kom ons probeer weer. Baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is lekker om julle almal weer hier te sê. Te sien, skies tog, terwyl ons nou daar by mekaar sit, draai ons maar vir 'n oomblik na mekaar toe en dan groet ons net vir mekaar. Ons kom vanoggend hier by mekaar. Nie omdat ons goed genoeg is nie, maar omdat God ons eerste lief gehad het. Jesus het gesê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar nou lief hê. Daarom kom ons voor hom vanoggend nie met voorgee nie, maar met oop harte, om sy liefde te ontvang en dit ook te gaan uitleef daar waar ons is. Die lewende Here wat vanoggend hier teenwoordig is, groet ons elkeen met genade en met vrede. Ons gaan die oggend saam begin, dan gaan ons 4 liedere saam sing. Ons eerste 2 liedere is orgelliedere, goddelike liefdebande en waak Christen staan in die geloof, en daarna sal ons begeleidingsgroep liedere saam sing. Van
Goed, dis nou die gunsteling deel van almal weet ek sommer se diens, want dan is dit die oomblik wat ons eintlik die hele diens vasvang, maar ek wil die kindertjies graag nooi. Almal wat wil kom vanoggend, kom vorentoe. Julle is meer as welkom hier by my. Daar's party wat bietjie aan die slaap is, maar dis ook okay. Hallo. Ja. Hier kom nog so 'n paar van agteraf. Sy sê daar loop en sy. Amper as ek boor jou. Goed, julle, ons gaan vandag oor 'n baie belangrike ding praat. Ek dink julle weet min of meer wat dit is, maar dis ietsie wat die groot mense ook mee sukkel. So dis nie net julle nie, so ek sê dit net voor ons begin. Ons almal sukkel daarmee. Jesus sê vir ons moet mekaar lief hê, soos hy ons lief gehad het. Bly sommer daar vir my net sit. Sommer net daar, moenie nou opspring nie. Kom ons begin sommer met die eerste vraagie, nê? As ons sê ons is lief vir mekaar, dan sê ons sê, hoe doen ons dit? Hoe wys ons dit? Wys ons, gaan julle vir my eers voorbeelde gee, Elisabeth? Ons gee mekaar drukkies. Ek het nog 'n hand gehad, jy het 'n hand gehad. Hoe doen ons dit? Ons gee vir ander maatjies 'n beerd, baie mooi. Ons maak vir mamma hartjies, so almal kry hartjies vanmiddag. Mamma's weer 'n keer, tweede moedersdag. Volgende. Ons het mekaar lief. Om ander te help. Vir mekaar respek te hê. Hoor hoe slim is hierdie kinders. Ons kan nou maar huis toe gaan, julle. Hulle het al die antwoorde vir ons. Ek gaan vir julle so 'n paar goedjies vra en julle moet my nou help, nê? Is dit liefde as ek in die klas kom, by die skool, en juffrou probeer met my praat en ek speel en ek raas? Nee, dis nie liefde nie. Groot vraagie nou, is dit liefde as oom Henny op 'n Sondagoggend hierso staan en vir ons ietsie probeer leer en ons gaan te kere? Nee, dis glad nie liefde nie. Is dit liefde om kwaad te raak vir mamma of pappa of ouma of oupa as hulle vir ons iets probeer leer? Glad nie, nee. En is dit liefde om jou boetie of jou sussie of jou maatjie seer te maak? So moet ons dit doen. Ons moet liefde wys vir ander mense, so ons moet luister, ons moet nie seer maak nie, en 'n belangrike een wat God ons leer, ons moet bid. Julle almal weet hoe om te bid, nê? Okay, sit vir my mooi stil, ek gaan vir julle ietsie wys, nê? Julle almal ken, ek gaan nou weet jy moet weer vir jou kansie gee, kom ons begin eers gou hierso. Julle almal weet wat dit is. Dis 'n kruis, nê? Ons het nou die laaste ruk met mekaar gepraat, nê? Onthou julle twee, ons het nou gepraat oor liefde, nê? Goed. Ons het nou die laaste ruk gepraat oor Paasfees, en ons weet wat is hierdie kruis? Jesus het gesterf, hoekom? Vir ons sondes, want hy was wat vir ons? Lief vir ons, daar het ons hierdie groot hartjie, sien julle? Okay, nou ons het die kruis, ons het dit nou mooi geleer, nê? Maar soos julle kan sien, hier's 'n klomp hartjies, nê? Wat leeg is, en hierdie hartjie is vol. Ons hartjies word vol, want ons het vir Jesus in ons lewe, en ons kan sê, hy's lief vir ons. Maar daar's mense daar buite wat dit nie weet nie, wat se hartjies nog leeg is. Daar's maatjies daar buite, pappas, mammas, oupas, oumas, wat nog nie lekker seker is, Jesus is lief vir hulle nie. Hoe gaan ons vir hulle sê? Elisabeth? Ons gee vir hulle Bybel? Ons gaan? Ja. Ja, ek gaan nou julle almal se vragies luister dat ons hierdie klaar maak. Ons luister gou vir hom.
Ons het geweet, ons almal weet van die Burmig, ek dink is Dwayne wat julle van praat, hy het beenmerg gekry, sy sussie het dit vir hom gegee, en al die skole het saam gaan help om te wys hoe lief hulle is. Ons gaan nou met julle vragies, kom ons gaan gou terug na die kruis toe. Die manier hoe ons vir ander mense wys, is die enigste manier wat ons kan, dis om die liefde weer uit te deel. So ons is nou die water, julle almal sien die water, ons hartjies is vol, daar's baie water in die wêreld, so as ons luister wat God vir ons sê, nê? En ons begin hierdie liefde versprei, soos hierdie water wat ons het, wat gebeur? Wat gebeur met hierdie ander mense se hartjies wat leeg is? Hulle hartjies word vol, kyk daarso. So hulle hartjies is dan nou nie meer leeg nie, dit word nou vol van Jesus se liefde. Sien julle hoe loop dit oor? Daar word hulle almal nou ewe skielik ook lekker bloedrooi, vol liefde. En wat gebeur as hulle wat vol liefde is, weer uitgaan na die ander mense toe wat se hartjies leeg is? Dan versprei die liefde al verder. So wat is ons opdrag van die Here vanoggend? Wat sê die Here, wat moet ons gaan doen as ons hier uitstap? Versprei sy liefde, gaan wees lief vir ander mense, help hulle as hulle baie siek is, bid vir hulle, luister as iemand met jou praat, nee, baie belangrik. Laaste vraag, jy wou vir ietsie gesê het? Ekskuus tog. Ja, want hy is lief vir jou. Laaste enetjie. Ja. Goed, so ons weet nou van al die maniere wat ons liefde gee, en daai is die volste manier van liefde. As jou boetie of jou sussie iets nodig het, dan gee dit, en daai is nou een groot manier hoe kon ons dit gee. Laaste vraag, en dan is ons klaar, dan gaan ons saam sing. Ekskuus. Ja, en Jesus bly vir ons beter en beter gee, en ons moet so met ander mense ook wees, nê? Goed julle, spring gou vir my regop. Ons gaan 'n kinderliedjie saam sing, nê? Julle almal ken hom, Jesus het my lief, ek weet, nê? Maar julle gaan nou baie mooi moet staan. Ons gaan die Afrikaans sing en ons gaan die Engels sing, so kyk daar op die woorde om ons te herinner dat Jesus ons lief het. So, kom ons staan en dan sing ons saam, Jesus het my lief, ek weet. Ons kan ook staan die res van die gemeente.
die groot woorde weer sê wat ons elke Sondag sê vir mekaar. Ons gaan saam die belydenis van ons geloof opsê. Wanneer ons dit sê, luister af mooi vir my, wanneer ons dit sê, dan sê ons glo in God, ons glo in sy liefde, ons glo dat ons vandag hier by die kerk saam is. So kom ons sê daai groot woorde saam, dis daar bo op die skerm. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Jy moet nog nie hardloopie staan stil, het ek gesê julle kan hardloop. Gemeente, julle kan maar sit. Gaan na die volgende skyfie toe vir my. Julle moet nou onthou oor 2 weke, nie volgende weekie, die week daarna. Wat gebeur, weet julle? Staan stil. Dis Pinkster. Nou Pinkster is die groot woord waar Jesus hemel toe gaan met hemelvaart en dan gee hy vir ons die Gees, nê? Nee. Nou ons gaan elke aand Pinksterdienste hê. 7 uur hierbo in die jeuglokaal, kom met julle pyjamas, klaar gestort, klaar aangetrek, al reg vir die volgende dag. Dan gaan ons lekker saam Pinkster hê, okay? Okay. Julle kan maar gaan so lank? Okay. Joe, starte. Dink jy dit nodig? Goed, gemeente, voor ons die dankoffers gaan doen, wil ek julle herinner, dis Pinkster natuurlik. Hemelvaart kom eers aan die beurt, as julle weer net so enetjie terug sal gaan asseblief. Hemelvaart, is donderdag die 29ste Mei, 9:30 die oggend in die kerk en 7 uur die aand. Dan as julle aangaan, is Pinkster die week daarna natuurlik, saans elke aand om 7 uur hierso. Soos julle kan sien, kinders is welkom, hulle gaan jeuglokaal toe, hulle gaan vetpret hê daarbo en hulle kan rustig in die kerk ook sit hieronder. So onthou asseblief van Pinkster. En as daar enigiemand is wat bereid is om sop te maak, asseblief laat weet vir Jolandi, skryf jou naam op, dat sy 'n lysie kan begin maak, want ons eet na die tyd lekker sop, altyd op Pinkster ook. Die laaste skyfie voor ons dankoffers toe gaan, is die dankoffers, julle kan maar oorgaan. Ons het hierdie week bietjie saam gesit en gesels weer oor die syfers, en ons is so klein titseltjie agter as ons begrote bedrag. Daarom het ons dit in die familienuus gesit en ons sit weer hier op hierdie skyfie ook vir julle om te wys waar ons tans is. Loer gerus op die familienuus hoe en op watter manier jy ook jou dankoffer dan kan gee. Dit is nou die geleentheid vir dankoffers, as julle wil snap scan, of dan later EFT, of daar voorin gee, julle is meer as welkom. Ons vat hierdie oomblik, waar ons dink, hoekom ons ietsie gee, en ook waarvoor is ons dankbaar.
Voor ons die woord van die Here gaan saam lees, gaan ons 2 liedere sing. Die eerste een baie bekend, Praat ek mense, engletale, en daarna Waar daar liefde is en deernis, daar is God die Heer. So vir die tweede lied kan julle maar sit, rustig raak, voor ons saam die woord van God gaan lees. Die eerste een kan ons staan en saam sing. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here ons God, dankie dat ons vanoggend weer hier kan bymekaar kom as 'n geloofsgemeenskap. Dat ons saam kan sit en bid en sing en wonder oor wat U regtig vir ons wil hê. Here, maak ons harte ontvanklik. Maak ons bewus van U Gees wat deur ons beweeg, dat ons sal hoor wat U vanoggend vir ons wil sê. Dankie Here dat ons weet U is hier teenwoordig. U is hier by ons. En U bly by ons. Amen.
Nou daar is sekerlik nog 'n woord in die Bybel wat deur so baie mense geglo word en deur so min mense regtig ordentlik beoefen word nie. Julle moet mekaar lief hê. As ons so ver kan kom om vir almal te vra, wat is die een sinnetjie wat regtig waar die hele Bybel eintlik opsom, is dit hierdie ene, dat ons mekaar moet lief hê. 4 woorde. 4 woorde waarin die hele Bybel, die hele wêreld, Jesus saamgevat word. En hy praat hier van 'n nuwe wêreld wat dan kom, maar is ook die vreemdste, onbekendste, eintlik baie keer vir ons ding wat ons nie lekker kan begryp nie lekker kan regkry nie. En daar's nou eintlik hierdie vreemde paradoks van hierdie 4 woorde. Ons begeer dit, ons wil gelief gehê word, ons wil dit so graag hê, maar ons sukkel om dit verander te gee. Terselfdertyd is ons so bang as ons oor die woord liefde praat. Ons is so bang vir seer kry, dat ons eerder maar wegstaan. Miskien is dit ons diepste krisis as mens, dat ons so begeer daarna, maar ons wil nie regtig dit verander gee nie. Miskien is dit juis hoekom ons so sukkel daarmee, want ons kan nie lekker die twee verenig met mekaar nie. Die vraag is, kan dit verander word? En as dit kan verander, hoe kan dit verander word? Kom ons kyk of ons teksgedeelte, Johannes 13, nie daar vir ons 'n klein bietjie antwoorde gee hierop nie. Ons gaan saam lees uit Johannes 13 uit, en ons lees vanaf vers 31. Ekskuus tog. Die opskrif daar is, Jesus se heengaan is naby. Toe Judas uit is, sê Jesus, nou word die Seun van die mens verheerlik, en God word deur hom verheerlik. En aangesien God deur hom verheerlik word, sal God self hom ook verheerlik, en hy sal hom binnekort verheerlik. My kinders, ek is nog net 'n klein rukkie by julle, dan sal julle my soek. En soos ek vir die Jode gesê het, sê ek nou vir julle ook. Waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle disippels van my is. Tot sover. Ons lees nou hierdie teksgedeelte na Paasfees. En aan die een kant is dit eintlik vir ons so klein bietjie vreemd om nou, terwyl ons hierdie opstanding eintlik vier, te lees oor iets wat die nag voor die kruisiging gebeur het. Maar om terug te kyk na die Paasfees, help ons eintlik so klein bietjie om 'n dieper insig te hê oor Jesus se woorde voor die tyd. Toe disippels aanvanklik hierdie woorde gehoor het, het Jesus nog nie gesterf nie, hy het nog nie opgestaan nie. Al hierdie goed het nog nie gebeur nie, maar jare later, nadat die disippels die kruis en die opstanding en alles beleef het, verstaan hulle so klein bietjie meer wat Jesus bedoel het, die aande voor sy dood. Net soos ons, wat nou al hoeveel duisende jare later hier sit, meer verstaan daarvan, omdat ons dit saam deurleef, jaar na jaar, en meer begryp dat dit wat Jesus voor die tyd sê, so belangrik is, dat ons moet lief hê, dat ons moet opoffer. Ons is vanoggend saam rondom hierdie gedeelte, en dis eintlik 'n baie besonderse gedeelte, want dis 'n intieme oomblik. Jesus is saam met sy disippels in die boefretrek, net voor sy kruisiging. En hierdie hoofstukke staan eintlik bekend as sy afskeidsrede. Hy weet wat kom, sy ure is min. En in hierdie hart van hierdie laaste gesprek met sy vriende, hoor ons hoe klop sy hart. Vol van liefde. Nie 'n algemene liefde nie, maar 'n liefde wat tasbaar is. 'n Opofferende liefde, 'n lewensveranderende liefde, en Jesus sê dis 'n nuwe gebod. In hoofstuk 13 tot 17 vertel Johannes van Jesus se afskeid van sy disippels, en hierdie 4 hoofstukke is eintlik niks anders as om hulle reg te maak, of om hulle voor te berei vir wat kom nie.
Dis eintlik soos die eksamen, jy moet voor die tyd leer om die eksamen te kan gaan skryf, en hierdie is nou presies so wat Jesus hulle probeer voorberei, sodat hulle reg is vir dit wat nou hierna gaan kom. Daarom het dit eintlik sy eie karakter, hierdie gedeeltes wat ons lees, van is sy nalatenskap aan sy vriende. Hulle moet dit onthou, dit wat hy sê is geweldig belangrik, hulle moet gaan lief wees. Nou is daar 2 goed wat gebeur voor ons hierdie gedeelte saam lees, en die eerste een is dat hy sy disippels se voete gaan was. Natuurlik weet ons is die uiterste vorm van diensbaarheid, van liefde, dat hy sy disippels se voete gaan was. En dan weet ons, praat hulle van die verloning en wat alles daarmee saamgaan, en dat hierdie so 'n kenmerkende stuk is, omdat ons besef dat al is daar pyn, al is daar verraad, al is daar verloning, is daar nog steeds liefde. Die liefde het nie verdwyn iewers tussendeur al hierdie goed nie, die liefde is juis daar, om te sê dat Jesus is lief vir hulle, met alles wat hulle tog ook nog gaan verkeerd doen. Sy disippels sou nie na sy gesprek met hulle kon sê, ons wonder wat hy nou eintlik bedoel het nie. Eintlik het hy reguit vir hulle mooi vertel wat hy bedoel met hierdie liefde. Hy het konkreet vir hulle gesê en hy het dit prakties gemaak deur hulle voete te was. Hy het vir hulle die voorbeeld gestel. Ek het julle lief, julle moet dit ook doen. En hy bly dit vir hulle sê, omdat ek julle lief het, gaan wees lief vir ander. Daar is hierdie baie mooi verhaal van 'n ryk man wat grootendeels deur die toedoen met sy broer alles verloor het. Feitelik al sy besittings, alles wat hy het, en hy het amper tot soos Job, sy vrou en sy kinders en almal verloor. En soos Job het hierdie man toe besluit dat hy vir die hele wêreld wil wys dat hy nie alleen vir God lief is nie, as gevolg van sy welvaart nie, maar dat hy ook getrou wil wees. So met alles wat opgebou word en hy weer bietjie ryker raak en alles beter raak, het almal gedink, maar hy kom eintlik maar in opstand teenoor God wat gebeur het. Hierdie man het later hierdie obsessie gehad dat hy vir die dorpenaars moet bewys. Hy's God se kind. Alles wat hy doen is vir God. En hy het vir die Here gevra, asseblief wys vir hom, hoe kan hy vir hierdie mense bewys? Hy's God se kind. Hy het nie regtig 'n antwoord van die Here gekry nie. En hy het begin allerhande goed doen en al sy spaargeld gee vir al die mense en hy het vir mense kos gegee, hy het mense gehelp waar ook al hy kan. En toe sien hy maar hierdie mense dink, dis nou maar net hy wat wil wys hy's ryk. Hy weer na die Here toe gegaan en gesê, asseblief wys vir hom, hoe moet hy vir die mense wys hy's God se kind? Weereens stilte. Op die ou einde help hy hulle om 'n pragtige kerk te bou en alles wat mooi is en reg is. En weer eens sê die mense, nee wat, hy vertoon maar weer net wat hy alles het. Die man was te moedeloos en hy gaan weer na die Here toe. En die Here antwoord om hierdie keer. Die Here sê vir hierdie man, in die grootste huis in julle dorp woon daar 'n man. Hierdie man is nie baie goeie man nie, hy's 'n ware skurk, hy steel geld, hy maak mense arm. Iemand vir wie die mense geen respek het nie. Niemand kom ooit by hom nie, so eintlik is hy baie eensaam. Hy het versorging nodig. Jy ken hom baie goed. Dis jou broer. Hy sê, ga na jou broer toe en gaan versorg hom. Dan sal almal weet, jy is my kind. 'n Groot gedeelte om ons weer te herinner dat baie keer is ons so besig met al die ander goed, dat die basiese beginsel van liefde by ons ontbreek. Jesus begin deur te sê in hierdie gedeelte wat ons saam lees, nou is die seun van die mens verheerlik. Hierdie verheerliking wys na die kruisiging en ek weet nie van julle nie, maar dit bly baie keer vir ons hierdie vreemde idee dat 'n kruis waar marteling, waar pyn plaasgevind het, verheerliking kan wees. Jesus sien sy lyding in daardie oomblik as liefde. Daai pyn, daai lyding, daai marteling wat hy beleef, is die uiterste vorm van liefde, waar God die glorie kry. God se heerlikheid lê nie in mag of aansien nie, maar in diens en in liefde. Hierdie liefde gaan hierdie maatstaf wees van hierdie nuwe gebod wat hy van praat.
Hy het voete gewas, lees ons. Die werk van 'n slaaf eintlik. Ons het al lank terug vir mekaar gesê, voete was in daardie tyd was baie erger as nou, want die mense het kaalvoet geloop of met sandale deur die stofstrate. So voete was vuil. Maar Jesus het sy disippels se voete gewas. Hy is op pad om sy lewe vir almal af te lê. Hierdie liefde het eintlik nie woorde nie, maar is liefde in aksie. Dis onvoorwaardelik, dis onselfsugtig, dis getrou, selfs aan die wat hom verraai en hom verloon. Dit laat die vraag by ons opkom, fokus ons nie dalk ook maar partykeer op een ding nie. Ons is so gefokus om die klem te wil plaas op 'n sekere ding, dalk 'n kerk te bou, dalk vir almal te wil wys ek is God se kind, dat ons eintlik die punt heeltemal mis. Dat ons nie werklik liefde uitdeel daar waar ons is, daar waar ons teenwoordig moet wees nie. Ek was hierdie week by 'n kursus, pad langs ouerskap, en dit was merkwaardig om te hoor dat die een ding van ouers is wat die kinders nodig het, is nie die beste speelding nie, is nie die meeste geld nie, is nie die grootste huis nie, dis die teenwoordigheid van hulle ouers in hulle lewe. En hoeveel van ons kan sê, dat jy soms net daai iemand wil hê wat by jou moet wees. Niks te doen nie, net teenwoordig. Dit mag vir ons vreemd klink dat Jesus hier sê, hierdie liefdesgebod is nuut. Want eintlik hoor ons al van Levitikus af van liefde en ons moet dit uitleef en wat ons daarmee moet doen. Maar op die ou einde van die dag kom sê Jesus hierdie een ding en hy sê, julle moet nie julle naaste lief hê soos jouself nie. Jy moet ander gaan lief hê soos ek jou lief gehad het. Soos Jesus ons gewys het. Daai liefde is wat ons moet uitleef. Een van die kommentators, Carson, skryf, "The new command is simple enough for a toddler to memorize and appreciate. Profound enough that the most mature believers are repeatedly embarrassed at how poorly they comprehend it and put it into practice." Wat is nuut aan hierdie gebod? Wat is anders aan hierdie gebod? Dat ons die voorbeeld van Jesus en sy liefde moet volg. Is 'n hele nuwe standaard om Jesus te volg. Dit moet nie gesien word net nie. Mense moet kan aanvoel. Ons moet ander mense se hartjies kan volmaak met hierdie liefde, soos Jesus gedoen het. Daar's 'n storie van 'n jong prediker wat bitter graag saam met die bekende Francis van Assisi 'n paar jaar terug by hom wou leer. En hy het hom gesmeek tot hy op eendag ingestem het. En hy het gesê hy gaan vandag by die naburige stad gaan preek, so die ou moet saam met hom kom. En hy sê vir hom, jy kan saamgaan as jy wil sien hoe mense dit doen. En hierdie jongman was vreeslik opgewonde, want hy gaan nou vir Franciscus van Assisi gaan hoor preek. Dit is 'n groot oomblik. En hierdie hele dag het Franciscus en die jong prediker deur die hoofstrate en die agterstrate van die stad gestap. So vir sommige van die inwoners het hy gevra hoe dit gaan, vir ander het hy getroos, vir ander het hy net by hulle gesit en was hy daar vir hulle. Hulle het deur die loop van die dag met letterlik honderde mense skouers geskuur. En teen die einde van die dag het Franciscus aanstaltes gemaak om terug te gaan huis toe. En die jong prediker was verbaas en eintlik teleurgesteld en vir hom gevra, maar u het dan nooit gepreek of oor Jesus werklik gepraat nie, was dit nie die idee van ons hele besoek nie? En Franciscus het geantwoord en geglimlag en gesê, ons het oral gepreek. Baie mense het ons gesien en omdat hulle weet dat ons Christene is ons gedrag fyn dopgehou. Dit help immers niks om vir ander te preek as ons lewens nie self 'n preek is nie. Hoeveel keer sê jy vir iemand iets oor en oor en jy voel hulle begryp dit nie. Maar die oomblik wanneer jy prakties dit uitleef en doen, snap hulle iets van God se liefde. Jesus sê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, dat julle mekaar lief hê. Nie in julle doktrines nie, nie in julle liedere wat julle sing nie, nie in alles wat julle die wette wat julle glo en aanhang nie, nie in wat julle ry, waar julle bly nie, maar aan julle liefde
'n radikale idee vir ons, aan ons liefde. Die wêreld behoort Christus en sy mense raak te sien, in hulle onderlinge liefde, in hulle geduld, in hulle vergifnis, in hulle sagmoedigheid, in hulle diens. Ons is geroep om 'n gemeenskap te wees wat anders lyk, waar mense vra, wat maak hulle so anders? En ons kan antwoord, want Jesus het ons eerste lief gehad. Hoe lyk hierdie liefde vandag? Binne ons gemeente, hoe praat ons met mekaar? Hoe praat ons oor mekaar? Is ons verdraagsaam met mekaar? Dra ons mekaar se laste? Hoe behandel ons almal wat om ons is? Gaan sit ons soms by mense? Gaan drink ons tee? Gee ons tyd? In ons samelewing, is ons liefde net vir ons soort mense of reik ons uit na ander mense wat dalk bietjie anders is as ek? Het ons tyd vir eenkant mense, die armes, die hongeres, die eensames? En in ons huis, 'n baie belangrike punt, is ons liefde sigbaar vir ons gesinne, ons kinders? Is ons bereid om eers te vergewe, om minder reg te wees, maar meer liefdevol? Ek lees hierdie storie en aan die een kant is dit so eenvoudig, maar is vir my so 'n groot deel van hoe ons moet leef as gesinne. Hulle vertel van 'n gesin waar die jongste dogtertjie, ek dink haar naam was Anay, een middag per ongeluk haar oupa se spesiale koffiebeker gebreek het. En dit was 'n geskenk van ouma, toe ouma nou nog geleef het. En dit was vir hom regtig besonders gewees. En toe die stukke op die vloer lê, het hierdie Anay verskriklik begin huil en sy was bitter bang gewees. Nie omdat iemand haar sou slaan nie, maar omdat sy eintlik regtig spyt was oor hierdie koppie wat gebreek het. En sy het geweet hoeveel dit vir haar oupa beteken. Haar ouer boetie, sy naam is Lukas, het hierdie hele toneel gesien en hy het stil al die stukkies opgetel en dit in 'n sak gesit en in die aand vir hulle pa gaan gee. Toe sê hy, pa, dit was ek het per ongeluk oupa se beker gebreek. Toe die pa later met hom praat, vra hy, maar Lukas, hoekom het jy gesê dit was jy? Ons weet dit was Anay. En sy antwoord was, Anay was so bang en hartseer. Ek het gedink, as ek in haar plek kan staan, sal sy weet dat sy steeds geliefd is. Ek weet hoe dit voel om 'n fout te maak. En ek wou hê sy moes onthou, ons maak nie mekaar se harte stikkend oor breekgoed nie. Net daai een sinnetjie herhaal. Ek het gedink, as ek in haar plek kan staan, sal sy weet dat sy steeds geliefd is. Om 'n familie te hê, of dit 'n geloofsfamilie, 'n werksfamilie, 'n skoolfamilie, 'n huisgesin is, hoe ons mekaar liefhet, maak saak, veral wanneer ons foute gemaak het. Hierdie Lukas se daad was klein, maar in daai klein daad het hy gewys hoe liefde regtig kan lyk. Ware liefde beteken, ons straf nie net mekaar nie, ons veg nie net om altyd te wen en om reg te wees nie, ons vergewe, en ons hê mekaar lief. Ons het die liedjie aan die begin gesing, waar daar liefde is. Waar daar deernis is en liefde, daar is die Heer. En eintlik moet ons dit omdraai, ons moet sê, waar die Heer is, daar is deernis en liefde. Waar die Heer teenwoordig is by sy kinders, in sy gemeente, daar is die liefde. Daar leef die liefde. En ons moet eintlik maar sê, daar leef die liefde voort. Ons gaan nie uit, die liefde gaan nie dood die oomblik as ons die deure toe maak, die liefde leef voort. Jesus roep ons om nie na hoër morele standaarde te kry nie, hy roep ons tot 'n nuwe lewe, 'n nuwe manier van mens wees. En hy gee ons die gees om dit moontlik te maak. Laat ons nie net hoorders wees van dit wat ons vanoggend gehoor het nie, maar laat ons doeners wees. En mag ons liefde vir mekaar so diep en eg wees, dat mense Jesus in ons kan sien. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here Jesus, U het ons lief gehad tot die uiterste toe.
Here, ons het hierdie woord van God wat vir ons leer hoe U mense liefgehad het. Help ons om daagliks daarmee om te gaan, om ook te leer om ander mense lief te hê. Nie net die naby aan ons nie, maar almal om ons werklik U liefde te wys. Heer, dankie dat ons 'n gemeente kan wees wat liefde ervaar. En gee dat ons dit sal voortleef daar waar ons is. Gee dat ons na U toe sal draai as ons onseker is. En U liefde sal ontvang om dit weer op ander plekke te kan uitdeel. Amen. Ons gaan nou die lied saam sing, 'n New Commandment, om ons te herinner wat ons vanoggend ook saam gehoor het. So kom ons staan en dan sing ons dit saam. Met ons oë gerig op die Here en die een wat liefde is en wat ons leer hoe liefde werklik lyk en wat ons ook liefhet, gaan leef nou sy liefde uit. Mag die God van liefde jou toevou in sy onvoorwaardelike liefde en mag jy ander lief hê soos God jou liefhet. Wat ek jou vra
Amen.